Julle wat ek nog nie gegroet het nie. Lekker om julle te sien, lekker om by die huis te wees tussen my eie mense en wat 'n wonderlike voorreg. Nou kyk ek na my papiertjie hier en toe ek hierdie goedjies print gister, dan sien ek nou dis so baie blaaie en dan maak ek die font so bietjie kleiner want ek wil bietjie minder blaaie print want ek is bietjie suinig. En nou kyk ek hier, nou dink ek dit was 'n fout. Ek moes maar die meer blaaie geprint het. Maar gelukkig het ek die brilletjie naby, ek gaan hom nou net meer vat as wat ek sou. Nou ja, vriende, ons gaan vanmôre in die woord van die Here 'n paar gedeeltes lees. U kan die Bybels oopmaak daar in 1 Korintiërs hoofstuk 9. Ons gaan 'n klein bietjie lees in Hebreërs hoofstuk 12 en ek dink dan Jakobus hoofstuk 1. So 1 Korintiërs hoofstuk 9, Hebreërs hoofstuk 12, dan is Jakobus sommer net bladsy verder en 2 Timoteus dink ek moet jy nie na ook blaai nie, het gaan dalk 'n bietjie tyd vat, dan sal ek daar vir julle ietsie lees. Nou by die volgende 3 geleenthede gaan ek 'n bietjie met julle praat vanuit 'n agtergrond wat ek mee baie goed bekend is. Ek gaan 'n bietjie met julle praat oor bekleierye. En hoe moet 'n mens beklei? En daarom gaan ons ook gedeeltes lees waar Paulus vir ons sê dat sport nogal 'n plek het in of die gedagte van sport 'n baie belangrike plek het ook in die geestelike lewe. 1 Korintiërs hoofstuk 9, Hebreërs hoofstuk 12. Ons gaan lees uit 2 Timoteus hoofstuk 4 en dan 'n langer gedeelte uit Jakobus hoofstuk 1. Nou as jy die woord oop het, ander blaai nog, dan kan ons net ons harte stil maak en 'n gebed saam bid. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons voor U kan buig vanmôre, wetende dat U God is, Here, en daar is geen ander een soos U nie. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons die voorreg het om vanmôre uit die woord te lees. En Matt het vanmôre gesê ons lewe is 'n brief. Die mense lees nie die Bybel nie, maar hulle lees ons lewens. En die skrif sê ook ons lewens is 'n brief geskrywe in bloed. Vir sommige reuk van die dood tot die lewe, vir ander van die dood tot die dood. Maar Here, U het vir ons die lewe van die Seun gegee om te lees. Want die skrif sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En vanmôre het ons die voorreg om die Here Jesus te lees, sy lewe te lees. En daarom wil ons vanmôre dit nie ligtelik opneem nie, Here. Ons wil vir U sê dankie, Here. Ons wil bid dat U deur die Heilige Gees hierdie woorde vir ons lewend sal maak. Dat U gedagtes, U boodskap, U doel sal bereik met hierdie diens. Here, dat U hierdie geleentheid sal neem vir U eie rekening. Dat U teenwoordigheid swaar tasbaar sal maak gedurende hierdie geleentheid. Dat mense sal bewus word van die Heilige van Israel. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons dit kan bid vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus, terwyl ons staat maak op die Heilige Gees om nou die atmosfeer oor te neem. Amen. Ek gaan begin in 1 Korintiërs hoofstuk 9. 1 Korintiërs hoofstuk 9, net 'n paar enkele verse vanaf vers 24 tot 26 waar Paulus die woorde skryf: weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop? Nou vriende, hierdie gedeelte weet Rudy baie van, nie ek so baie nie. Hy sê hy geveg is vir hom een wat van hardloop. So as ek nou sê ek gaan oor gevegterye praat, hierdie is Rudy se geveg. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel hardloop, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie?
Hardloop so dat jy dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat in 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Paulus skrywe in 1 Korintiërs hierdie gedeelte verwysend na die Isthmiese spele wat in Korintiërs gespeel was. Dit is 'n spele gewees wat hulle gewoonlik in die 2de en 4de jaar, 'n jaar voor die Olimpiese spele en 'n jaar na die Olimpiese spele gehad het, en terwyl hy Korinte skrywe, glo die kommentaarskrywers dat hy dan ook spesifiek skrywe met dit in gedagte, iets wat hulle baie goed sou geken het. Nou by hierdie Isthmiese spele het hulle verskeie sporte gehad, soos maar met die Olimpiese spele vandag, en onder andere het hulle baanwedlope gehad, hulle het stoeigevegte gehad en dan boksgevegte, waarin Paulus dan ook na verwys, want hy sê ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 12 ook rondom sport hierdie verse. Daarom dan vers 1: terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons is, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Net voordat ons 'n paar verse saam lees vanuit die Hebreërs skrywe, gaan ek net vir julle lees. Paulus skrywe vir Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 7 en 8. Maar verwerp al heilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenswoordige en die toekomstige lewe het. En dan 'n paar versies saam in Jakobus hoofstuk 1, en ons gaan net lees daarvan op vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Vers 13. Laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as hy die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Net so ver uit die kosbare en onfeilbare woord van die Here. Ek wil net al hierdie blaaie terugsit. Nou vriende, in die gedeelte wat ons gelees het, waarna Paulus skrywe, skryf hy en hy gebruik die atletiek, hy gebruik die sportswêreld om die geestelike lewe mee aan die mense te verduidelik. En my tema vir die 3 dienste wat ek gaan bring is die grootste stryd van jou lewe. Vanmôre kan jy daar sit in die sitplek en jy kan sê die grootste stryd van my lewe. So ek sê jou lewe, maar dis my lewe. Elke een van ons is in 'n stryd gewikkel. As hy weergebore is hy in 'n stryd gewikkel. As hy nog nie weergebore is nie, is hy ook in 'n stryd gewikkel. Hy is in die stryd van lewe en dood. Daar is 'n stryd wat gestry word by kinders van die Here wat vir jou bid vir lewe. As jou ma gered is, bid sy vir jou. As jou pa gered is, bid hy vir jou. Daar's kerke wat vir jou bid. As jy vanmôre hier sit en jy is nog nie weergebore nie, is daar stryd in die hemele oor die siel. En jy moet na die Here toe kom dat hy die siel kan red. Maar as jy weergebore is, dan is daar 'n stryd. 'n Stryd. En ek sê die tema, die oorhoofse tema vir die reeks is die grootste stryd van jou lewe, met die subtitel hindernisse tot 'n oorwinnende lewe. Hindernisse tot 'n oorwinnende lewe. En die eerste geleentheid gaan ek met u praat, en by al hierdie geleenthede vanuit Jakobus uit, 'n gesindheid wat jy moet kweek om hierdie stryd te kan oorwin. 'n Gesindheid wat jy moet kweek om aan die einde van 'n geveg
jou hande te kan optel en te kan sê, ek het dit gewen. Nou vriende, soos 'n boksgeveg of kickboksgeveg of 'n MMA geveg waarin ek vir baie jare mee betrokke was, is een geveg nie 'n wen nie. Hulle sê altyd een swaalkie maak nie 'n somer nie. Dit het nie gegaan oor daardie een geveg nie. Ja, elke geveg het 'n paar rondes en in elke ronde wil jy graag seëvier sodat as jy nie die persoon uitslaan nie, dat jy aan die einde van 5 of 10 of 12 rondes jou hande kan optel en sê ek het oorwin. Maar na hierdie een geveg is daar 'n volgende geveg en 'n volgende geveg. En eerds te hoop jy dat daai naam van jou op 'n ranglys begin opgaan en opgaan en opgaan totdat hy daar aan die bokant is en jy aanspraak mag maak tot 'n titel. En dan by daardie titelgeveg is dit die klimaks van 'n fase van jou lewe waar jy dan uiteindelik daardie belt gaan wil vashou as jy professioneel is of daardie trofee as jy amateur is. En die geestelike lewe is net so, daar is baie stryde, maar daar's 'n uiteindelike stryd, maar in die geestelike lewe is daar nie net een wenner nie, almal kan wenners wees. En Paulus skryf hierso, hy sê almal hardloop, maar net een gaan wen. Hy sê maar jy hardloop of jy dit kan bereik. En weet jy vriende, in die geestelike lewe in jou stryd is nie teen ander kinders van die Here nie. Jy het nie 'n stryd teen die broer en suster langs jou vir die SA titel nie. Jy het 'n stryd teen sonde en boosheid vir die ewige lewe. En almal kan dit bereik. En almal moet dit bereik. En ek wil by hierdie reeks met u praat oor die 3 dinge wat maak dat 'n mens 'n geveg verloor. Nou daar's baie ander dinge, daar's baie dinge wat ons kan aanraak, maar die 3 dinge wat vir my uitgestaan het, en dit het donderdag na my toe gekom, nadat alles voorberei was, en alles was gereed vir die diens, en ek ry donderdagoggend, en eintlik in die oggend, en sit ek die radio bietjie af, dan het ek tyd om te bid, daar die uur na Pretoria toe, en ek het tyd om met die Here te praat, en ek sê, Here, ek gaan bietjie die boodskappe voorberei, en ek begin preek, en ek is met alle verse besig as wat ek gehad het, en daar verander alles. En die Here praat met my oor 3 belangrike dinge. En ek vra myself, wat is dit wat dan ek goed voorbereid is en die opponent goed voorbereid is en ons is binne in daai kruit en daai kom daai geleentheid wat daai referee daar in die middel staan en hy sê fight. Wat is dit wat maak dat ek gaan verloor? Daar's 3 maniere hoe ek gaan verloor. Die een is hy gaan my uitslaan. Hy gaan my 3 keer neerslaan in 'n ronde. Party mense laat meer toe, maar 3 keer neerslaan in 'n ronde. Dan is die fight geveg verby of hy gaan my uiteindelik uitslaan. So of my opponent gaan my neerslaan so by so dat hy my wen. Of ek gaan hier na 5 rondes en 6 rondes moeg raak en my longe brand en ek kan dit nie meer vat nie. En my hoek of ek gooi die handdoek in. Of ons gaan die volle rondes deurgaan en op die einde gaan hulle daar so sit 9, 10, 8, 10 en ek gaan op punte verloor. Daar's 3 maniere wat kinders van die Here die stryd van die lewe kan verloor. En ek wil oor hierdie 3 dienste elke keer oor een aspek met u praat. Wat maak dat kinders van die Here nie oorwinnend lewe nie? Want die subtitel is hindernisse tot 'n oorwinnende lewe. En by hierdie openingsgeleentheid vanmôre wil ek vir u vra, u wat hier sit wat waarlik weergebore is. U kan onthou daardie dag wat die Here Jesus die siel uit genade gered het. Sê vir my, het u 'n behoefte gehad om dit aan ander mense oor te dra? En het u dit nog steeds? Is u nog so oorwinnend soos die dag van die redding? Jy het 'n begeerte gehad om met mense oor hulle siele te praat en jy het uitgekyk vir geleenthede en jy het dit aangegryp om met mense oor hulle siele te praat. Wanneer laas het u met 'n persoon oor sy siel gepraat? Gekonfronteer met dit wat ons gehoor het gisterand van Rudy, die ewigheid. Wanneer laas? Wanneer laas het jy miskien 'n persoon genooi na 'n geleentheid toe? Wanneer laas het jy gebid vir 'n persoon? Ek praat van ernstige gebed. Hoe lyk die verhouding wat Mattie nou van gepraat het met die vrou? Mevrou, hoe lyk die verhouding met die man? As die kinders so kyk, gaan hulle sê die liefde van Christus. He spoke to her with love and compassion and then took her to paradise. Wanneer die kollegas na hy kyk,
As jy jouself moet sit op hierdie skaal vanmôre, oorwinnend of nie, waar is jy? En daar's 3 dinge wat maak dat 'n mens nie oorwinnend is nie. Dat 'n mens nie aan die einde daardie beld gaan optel nie. En die eerste een wat ek vanmôre met u graag oor wil gesels, gaan ek met u gesels vanuit die taal waar u neergeslaan word. En ek wil graag met u praat oor die eerste ene vanmôre, sonde. Nou wanneer ek die Nuwe Testament lees, dan vind ek dat daar ook oor en ook in Jakobus hoofstuk 1 bekommernisse is vir die kerk, en hy spreek 3 dinge aan in Jakobus hoofstuk 1, en ons gaan hierdie 3 dinge na kyk. Maar weet jy wat, ek het so 2017 'n boodskap by Ebenezer gebring vanuit Johannes hoofstuk 17, die hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus, en die Here Jesus kom op 'n plek, en hy sê daar's 3 dinge waarvoor ek wil bid vir die kerk, onder andere wat belangrik is. Hy sê, Vader, ek bid nie nou vir die ander nie, ek bid nou eers vir hulle, wat U my gegee het. 'n bietjie later dan sê hy, maar ek bid nie net vir hulle nie, ook vir hulle wat deur hulle gaan glo, maar nou bid ek eers vir hulle. Hy sê dat hulle een mag wees. En ek vra myself, wat maak dat hulle nie een mag wees nie? Ons sal vanaand daaroor praat. Hy sê dat hulle bewaar sal word van die bose. Ons gaan vanmôre daaroor praat. En hy sê dat hulle geheilig sal word in U waarheid. Hy sien ook 3 belangrike dinge wat gaan maak dat hierdie kerk nie seëvier nie. En oor vind 'n mens dit. Want jy sien, vriende, as ons vanmôre eerlik is met onsself en ons kyk rondom ons, dan kan ons vir mekaar sê, daar is baie kerke. Daar's 'n verskeidenheid van kerke, vir elke smaak en gier. Daar's groot kerke, daar's mega kerke, daar's besige kerke, daar's dooie kerke. Daar's allerlei mense wat getuig van Christus en van Christendom. Maar is daar krag? En is daar oorwinning? En dis die vraag wat ons vanmôre vra. Is daar oorwinning? Jy het 130 km gery na kamp toe. Wonderlik. Maar is daar oorwinning? Paulus skryf vir ons in hierdie gedeelte, ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ek hardloop soos een wat dit kan kry. Nou in die eerste diens gaan ek met u praat oor die eerste hindernis tot 'n oorwinnende lewe. En ek praat met u, soos ek reeds gesê het, in die taal van wanneer jy neergeslaan word. En ek gaan met u praat oor sonde. Die eerste rede hoekom kinders van die Here nie meer bid nie. Die eerste rede waarom kinders van die Here nie gebedstye wil bywoon nie. Wanneer hulle nie konferensies noodwendig wil bywoon nie. Of wanneer dit 'n geroei en gestoei is om hulle daar te kry. Een van die grootste redes waarom mense nie met mense praat oor hulle siele nie. Een van die grootste redes hoekom jou verhouding in die huis nie reg is nie, is sonde. Sonde in die huis van die Here, in die lewe van kinders van die Here. Want jy sien, sonde steel u vrymoedigheid. Sonde maak dat u nie met 'n persoon kan praat oor sy sonde nie. En ek is dankbaar daarvoor, want anders is ons skynheilig. Sonde is die eerste ding wat mense neerslaan. Openlike sonde, geheime sonde, hardnekkige sonde. En ek weet nie waar staan u vanmôre nie. Maar moontlik is daar vanmôre 'n kind van die Here wat hier so sit en sê, ek het nog nie vreeslik in die boodskap gegaan nie, maar Henk, dis ek. Ek weet, ek is nie waar ek moet wees nie. Ek lewe nie oorwinnend nie, want eers het ek sonde toegelaat. En die vraag wat ek vra gedurende die dienste is, wat maak dat jy nie oorwinnend lewe nie? En dan noem ons 3 dinge. Dan sê ek, maar wat maak dat jy neergeslaan word? Wat maak dat daar sonde in jou lewe is? En Jakobus hanteer dit in hierdie gedeelte wanneer hy met ons praat oor versoeking. En daarom gaan ek met u praat oor hierdie gedagte versoeking en in spesifiek jou gesindheid in versoeking. So al 3 boodskappe sal gaan rondom ons gesindheid.
Nou daar is 'n groot beweging in die wêreld rondom positiewe denke en positiewe spraak en iemand het dit eendag baie mooi gesê. Hy sê die duiwel maak nie nuwe goed op nie, hy maak net dit wat daar is verkeerd. Daar is iets rondom die manier hoe jy dink. Daar is iets rondom hoe jy dinge verstaan wat belangrik is vir die geestelike lewe. En daarom het die Here ook, nadat 'n mens gered is, vir hulle leraars gegee om vir hulle hierdie dinge te leer. En die eerste ene gaan ons dan vir julle met die praat vanmôre rondom die tema en gedagte van versoeking. Jou gesindheid in versoeking. Hoe jy dit sien, hoe jy dit verstaan, wat maak dat jy neergeslaan word keer op keer, en as jy waarlik weergebore is, daardie keer wat jy neergeslaan word, en dan wil jy jouself skop, hoe het ek my hand so laag laat sak, dat daai hoekhou ingekom het, ek het geweet hy gaan dit doen, ag Here vergewe my, hoe het hierdie ding weer in my lewe gekom, ek glo as jy waarlik weergebore is dit hoe jy voel daaroor, jy voel jy kan loop en Here, hoe? Ek verstaan dit nie. Jakobus spreek hier in die 12de hoofstuk verder dit baie ernstig aan, dat daar 'n gesindheid is, wat kinders moet kweek teen opsigte van versoeking. Soos ek reeds gesê het, Jakobus is baie ernstig in hierdie gedeelte, want hy skrywe dat wanneer jy versoek word en wanneer daar sonde na vore kom in die lewe van 'n kind van die Here, omdat hy skryf met kind van die Here, dan sê hy hierdie woorde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hierdie saak was baie ernstig vir Jakobus. Hy spreek dit ernstig aan. Paulus spreek ernstig die saak aan dat jy soos 'n atleet in jou geestelike lewe moet wees. Hy sê vir Paulus, oefen jou in die godsaligheid. Dis iets wat ek en jy moet oefen. Hy sê Jakobus, want dit bring die dood voort. Nou ek vra myself terwyl ek die gedeelte lees, dit bring die dood voort, maar sonde is dood. Die skrif sê, as jy nog nie gered is nie, as jy dood, want julle het hy lewend gemaak, wat dood was vanweer die misdaad en sonde. Nou, hoe bring die dood dood? Ek vra myself, kan die dood dood bring? Die dood is dood. Nee, die dood kan nie dood bring nie. So Jakobus sê, kind van die Here, sonde bring die dood. Hy kan dit net vir 'n kind van die Here sê, want toe jy weer gebore is, toe gaan jy oor van die duisternis na die lig, van die dood na die lewe, en nou is daar lewe, en daai lewe maak dat jy getuig, daai lewe maak dat jy met mense wil praat oor die Here Jesus, daai lewe maak dat jy vir God wil verheerlik, die Here Jesus verheerlik deur jou lewe, en nou bring sonde die dood voor, en daarom is Jakobus baie ernstig oor hierdie saak. Hy sê, sonde maak jou getuienis dood. Glo jy dit? Jy het dit ervaar. As jy vanmôre hier sit en het ergens sonde toegelaat, hy het jou getuienis doodgemaak. Ons het verskonings, ons kan nie praat nie, ons het verskonings, die geleentheid is nie reg nie. Maar sonde het jou getuienis doodgemaak. Hoekom is daar ewe skielik weer stryd in die huis? Sonde het jou liefde doodgemaak. Sonde maak jou liefde vir God dood, sonde maak jou liefde vir die kerk dood, sonde maak jou liefde vir ander mense dood. En uiteindelik gaan sonde jou doodmaak. Weet jy vriende, in 'n boksgeveg kan jy 2 keer per ronde neergeslaan word en aangaan na die volgende ronde toe. 2 keer in 'n ronde neergeslaan word en aangaan na die volgende ronde toe. 2 keer neergeslaan word in 'n ronde en aangaan na die volgende ronde toe. En het nou 10 rondes 20 keer neergeslaan. En nou is dit baie krities. Nou moet jy die persoon nie neerslaan nie. Jy moet hom nou uitslaan om te wen. Hoeveel maal is hy al neergeslaan? Ons weet nie as dit die eerste geveg, die laaste een van die loopbaan nie. Ons weet nie as dit die laaste een van die loopbaan is, watter ronde hy nou is nie. Maar weet jy, ek het al 'n geveg gesien in die laaste minuut omdraai. En weet jy, God se genade is so groot, hy kan dit in die laaste minuut omdraai. Maar jy kan nie staat maak op die laaste minuut nie. Ongeag waar jy is, jy moet vanmôre sê, Here, ek draai my geveg vanmôre om. Want sonde
bring verwoesting na vore. Paulus skryf in Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood. Vriende, ongeag of jy gered of ongered is, die loon van die sonde is die dood. Dit gaan nie verander nie. Daar staan nie die loon van die sonde van die wêreld, van ongeredde mense is die dood nie. Die loon van die sonde van kinders van die Here is die lewe nie. Dit staan nie daar nie. Die loon van die sonde is die dood. As die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Dr. Adam Clark skryf oor die gedeelte, dit bring die gedagte na vore van 'n doodgeboorte. 'n Aborsie. 'n Babatjie is gebore, maar hy's dood. Hy bring die dood. Eers belemmer dit jou groei as kind van die Here, daarna bring dit doodsheid in jou geestelike lewe en uiteindelik absolute verwoesting en moord. Sonde is soos 'n opponent wat jou keer op keer uitlok om in een rigting te beweeg en dan slaan hy jou op 'n ander. Weet jy vriende, as jy in daardie geveg is en wanneer jy beklei, 'n geveg is nie ek gaan nou net 'n paar houe slaan en jou probeer raak slaan nie. Daar is mense wat baie houe kan vat en baie hard kan slaan en hy hoop vir daai uitklop hou. Maar persone of mense wat op 'n ander vlak beklei, as ek nou Tyson kon dan gedink het, hy was 'n persoon wat 'n hou kon vat en 'n hou kon slaan. Nie vreeslik baie tegniek aan hom nie. Hy het ingegaan en hy het gehoop hy sla die ou uit en hy het dit gewoonlik reg gekry. Maar baie jare gelede toe sit hulle geveg op Mike Tyson teen Lennox Lewis. Nou Lennox Lewis is ook nou al oud. En toe daai jare toe sê die mense, wat dink jy gaan gebeur? Toe sê ek Lennox gaan vir Mike Tyson 'n les leer. Hulle sê so, ek sê Mike Tyson is 'n brawler. Lennox Lewis is 'n fighter. Hy's 'n persoon van tegniek. En hy Lennox Lewis, ek weet nie of enige julle van julle daai geveg gekyk het nie, hy het 'n bietjie reach ook. Tyson begin met sy ding aan maak hom net vas. Maak hom net vas. 'n Boring geveg, as jy dit so kan sê. Maar wie het gewen? Lennox Lewis. Jy sien, want wat daardie persoon, daai se persoon wat jou vyand aan die ander kant is, as hy nie net 'n brawler is nie, maar 'n strateeg, en vriende, die duiwel is 'n strateeg, dan slaan hy jou. En wanneer hy jou slaan, dan slaan hy jou nie om jou raak te slaan nie, hy slaan om te kyk hoe reageer jy. En hy doen dit 'n paar keer oor en oor, dat jy begin dink, dis maar hoe hy sy geveg begin. Dan slaan ek weer met 'n jab, maar ek wil glad nie jou jab, ek kyk net hoe reageer jy. En elke keer vir 'n ronde 1 en 2 en 3 en 4 begin ek met daai selfde jabie, laat die persoon dink, dis maar hoe ek aanval. Maar ek het nou hierna rukkie gesien, elke enkele keer is dit jou reaksie. En nou weet ek wat jou reaksie, nou begin ek beplan, maar hoe gaan ek effektief hierdie een vnyk om jou daar te vang? En weet jy wat dis wat die vyand doen? Hy vnyk jou hierdie kant toe, dan slaat hy jou daai kant toe. En daarom is dit belangrik dat ek en jy ook 'n goeie gesindheid, 'n goeie verstaan van die spel ontwikkel, sodat ons weerstand kan bied. Sodat terwyl hierdie ou persoon dink hy's besig om jou te lees, is jy besig om hom te lees. Die vyand, sonde, sê Genesis, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Maar jy moet daaroor heers. Weet jy vriende, hierdie stryd, die grootste stryd van jou lewe is 'n stryd waar jy een kant van die kruit sit en aan die ander kant van die kruit is daar 'n vyand. Sy naam is sonde en hy lê en loer na jou. Hy kyk na jou bewegings. Hy kyk na die dinge waaroor jy praat. Hy kyk na die dinge waarmee jy jouself besig hou en hy is besig om fyn uit te werk. Wat gaan jou volgende tree wees? Hoe gaan ek jou uitvang? Hoe gaan ek jou verlok? Hoe gaan ek jou kry om sonde te doen? Jakobus skrywe in Jakobus hoofstuk 1 skryf hy vir ons hoe ons gesindheid moet wees. En ek het hier geskrywe in my notas by die eerste punt, jou gesindheid in versoeking moet wees 1 sonder blaam. Weet jy waar vang sonde die meeste mense uit? Hy het dit reg gekry om jou gesindheid teenoor versoeke 1 van blamering te maak.
En die eerste ding wat Jakobus mee begin, hy sê laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie. Sonder blaam, jou gesindheid moet wees sonder blaam. Die taalgebruik wat hy daar gebruik is 'n taal om 'n ding te verbied. Skrywe A.T. Robertson, hy sê moet dit nie eers oorweeg nie, moet dit nie bedink nie. Jy kan nie as jy in die versoeking kom sê God het my toegelaat nie of God het my in die versoeking gebring nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Hy sê moenie. Maar hoekom sê hy moenie God blameer nie? Want na baie jare wat hierdie persone mense gesien het en geobserveer het as geestelike leiers, het hulle agtergekom, mense verwerp heiligheid. Mense gesels oor sonde, hulle verwerp heiligheid want hulle blameer God. Hulle praat oor sonde as iets wat dit maar net gaan gebeur, want hulle blameer eintlik God. Ek is maar net so gemaak en so gelaat staan. Wat doen jy? Jy blameer God. As jy sê ek kan nie klaar kry met sonde nie want ek is so gemaak, dan sê God het my 'n sondaar gemaak en ek kan nie klaar kry nie. Jy blameer God. Hulle het nie direk natuurlik net vinger gewys nie. Daar's mense wat vinger wys. Maar weet jy vriende, as jy sê ek is maar net 'n sondaar, dan blameer jy God. Ek kan nie vrykom nie, want ek is so gemaak. Jakobus sê, laat jou gesindheid teenoor versoeking wees sonder blaam. Moenie 'n versoekingkie is 'n verskoningkie soekie. Ek het baie jare met 'n persoon wat heiligheid verwerp gepraat, vanuit een van hierdie bewegings wat hulle one-on-one disciple. Hy sê, ek het ook vroeër jare soos jy geglo oor heiligheid en jy moet heilig lewe. Hy sê, toe, het die Here die Heilige Gees van my weggevat om my na 'n ander vrou te laat kyk en met haar egbreek te pleeg, om vir my te wys dat ek sonder hom niks kan doen nie. Hy lieg. Hy was begeerlik op die vrou en toe gaan pleeg hy egbreek en nou gee hy vir God die skuld. Want God sê, hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Nou, hy sê Heilige Gees spesifiek van jou wegvat, sodat jy in die sonde kan val. Wat het God gedoen? Die eerste ding wat Jakobus sê, moenie eers daaraan dink nie. Moet dit nie eers oorweeg nie. A.T. Robertson sê, forbidding such a habit. Forbidding such a habit. Hy sê dit is 'n gewoonte by mense om God te blameer. En weet jy vriende, jy gaan elke dag daarmee te doen kry. Ons is maar net mens. So wie se skuld is dit dat jy sondig doen? Die wat ons maar net mens gemaak het. Hy sê jou gesindheid moet wees sonder blaam. Weet jy vriende, wanneer ons God blameer vir ons sonde, is dit gelykstaande aan laster. Jy kan nie God blameer nie. Jy kan nie sê God het my laat sondig nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, self versoek hy nie. Jakobus sê die woord, God kan deur die kwaad nie versoek word nie, ook versoek hy niemand nie. Dit is nie in sy natuur nie. Vriende, jy moet vanmôre vir jouself dit regmaak. Jy moet 'n manier van dink. Ek kon nie 'n mooi woord kry nie, dis hoekom ek die woord gesindheid gekry het nie. Dis jou houding, jou manier van dink, jou gesindheid teenoor sonde moet wees een sonder blaam. Jy moet vir jouself vir eens en vir altyd uitmaak, God sal my nie in die versoeking tot sonde bring nie. God, dis nie in sy natuur nie. God is 'n God van liefde. As jy gered word, dan word jy sy kind. Wat 'n kind gaan 'n klomp dwelmpies hier op die kassie neersit vir pomom en sweeties om sy kind te versoek om dit te gebruik. Nee. Een sonder blaam. Die tweede punt is jou gesindheid moet wees een van onderskeiding, 'n gesindheid van onderskeiding. Ek het bygeskrywe 'n gesindheid van herken en uitken. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en versoek word. Jy sien, jy moet die verskil verstaan tussen versoeking en sonde. Versoeking is nie sonde nie, sonde is sonde. Jy moet kan uitken, jy moet kan onderskei wanneer daardie versoeking na jy toe kom. Die eerste ding wat jy moet doen, dit moet wees sonder blaam. Jy moet niemand blameer nie. Ten tweede moet jy uitken, wat 'n tree het ek gegee, mag dit maak dat die duiwel nou die tree gee. Hoekom as ek so beweeg hy nou ewe skielik so? 'n Mens moet 'n bietjie uitken en erken. Dit moet wees een van onderskeiding. Hy sê hierdie woorde,
maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en versoek word. Begeerlikhede, die woord wat gebruik word daarvoor, is in sigself nie sonde nie, maar neutraal. Die woord begeerlikheid is hoe jy geskape is. Een van die kommentaarskrywers het gesê dat vroegere jare, ek gaan myself 'n bietjie vooruit. Die woord in sigself is neutraal en nie noodwendig goed of sleg nie. Baie jare terug onthou ek ons het 'n bietjie straatwerk gedoen en ons het 'n bietjie daar met 'n persoon op die strate gepraat en die persoon probeer vir my en Ben van Vieren kry om sonde te doen, want ons praat met hulle oor sonde. En die persoon sê so, hy kyk so, hy sê, maar wat se kar wil jy hê? 'n Toyota, sê ek. Ek sê eers, ek stel nie belang nie. En hy vra dit vir Ben so 2-3 keer en hy wil nou aanhou. Ek sê, as ek nou kan kies, dan vat ek maar 'n Toyota. En Ben sê, ja, hy sê ook van 'n Toyota. Ja, sien julle bekeer, julle sondaars. Nou vriende, begeerlikheid in sigself is nie sonde nie. Ons vind dat die profete het begeer in Matteus 13:17 lees ons, want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien en hulle het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor en dit nie gehoor nie. Jy sien, jy moet kan verstaan, daar's 'n verskil tussen versoeking en sonde, daar's 'n verskil tussen begeerlikhede en eie begeerlikhede. Sien, Jakobus skryf sy woorde baie fyn. Hy sê nie, elkeen word versoek wanneer hy deur begeerlikheid nie, hy sê elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerlikhede verlok en weggesleep word. Die Here Jesus homself het begeer. Ons lees hier die woorde in Lukas 22 vers 15, en hy het gesê, ek het baie sterk daarna verlang, dis dieselfde Griekse woord, ek het baie sterk daarna begeer, om met julle hierdie Pasga te eet, voordat ek ly. In Genesis lees ons dat God het ons geskape met 'n natuurlike begeerlikheid, 2 vers 9, en die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Weet jy wie het gemaak om 'n begeerte te hê na dit wat lekker is en dit wat mooi is? God. Maar dis 'n natuurlike begeerlikheid. En nou kom Jakobus en hy sê, maar ek en jy moet erken en onderskei, is hierdie begeerte natuurlik of is dit een wat verdraai geraak het? Hy gebruik die woord eie begeerlikheid. Jy sien vriende, God het ons met natuurlike begeertes gemaak, honger, dors, 'n begeerte om toenadering, 'n begeerte om iets vir hom te beteken en iets vir hom te wees, 'n begeerte om met mekaar gemeenskap te hê, lekker te goed te geniet, en ons sien dit baie duidelik in die skepping, wanneer God uitgegaan het, en hy maak blommetjies, toe maak hy hulle almal geel reg deur die wêreld. Nee, hy maak geeles en rooies en bloues, en die mooiste kleure, die grootste verskeidenheid. God het ons gemaak om verskillende goede te wil hê, en verskillende goede te wil gebruik. Maar Jakobus sê, ons moet uitken, is hierdie aptyd normaal, of is daar iets wat met die aptyd gebeur het? Orton Wiley skryf in die Beacon Bible Commentary, all appetite is instinctive and unreasoning. It knows nothing of wrong but simply craves indulgence. It never controls itself but is subject to control. En daarom kom Jakobus en hy gebruik hierdie woord en hy sit die besitlike voornaamwoord voor. Hy sê eie begeertes. Hy verwys na 'n begeerlikheid wat verskuif is van natuurlik, goddelik, natuurlik na sonder God of teen God. Hy sê jou gesindheid moet een wees van uitken. Is hierdie natuurlik? Is dit God se wil? Jy sien jou begeerte in sigself kan homself nie beheer nie. Jy moet beheer, maar jy moet God laat beheer. Ons vind verskillende woorde en ons gaan nie tyd hê om by almal uit te kom nie. In die Nuwe Testament, wanneer begeerlikheid verander is in Romeine 7 vers 8, sê hy allerhande begeerlikhede. In 1 Tessalonisense 4 verse 4 en 5 sê hy 'n hartstogtelike begeerlikheid, 'n liefde vir begeerlikheid. Jy sien, mense se liefde begin raak vir die begeerlikheid en nie vir die produk nie. In Galasiërs 5 vers 16 sê hy begeerlikhede van die vlees. Wanneer daai die begeerlikheid van natuurlik na eie toe geskuif het. 2 Petrus 1 vers 14 praat van begeerlikhede van die wêreld. Judas 1 vers 18 sê goddelose begeerlikhede. En so as 'n mens reg deur die Bybel gaan, is daar verskillende woorde wat verwys na hierdie manier. Nou wat Jakobus vir ons probeer sê rondom hierdie gedagte van uitken en erken, hy sê versoeking maak aanspraak op iets wat oorspronklik natuurlik is, maar teen die wil van God.
As ek toegee, dan maak ek dit my eie en dan word ek verlok en weggesleep. Die vrug in die tuin, God het die bome gemaak, mooi om te sien, mooi om begeerlik om van te eet. En hulle loop daar en daar het 'n opdrag gegaan gepaard met die middelste ene. Hierdie ene mag jy nie eet nie. En hulle kyk na hom en hy's mooi, maar dis teen die wil van die Here en ons gaan verby. Maar ergens te begin bedink hulle so seker, maar ek wonder hoe is hy? Nou word hy my eie. Nou word hy my eie. Wonder hoe is hy? En die Satan, terwyl hy so aan die ander kant van die kruit is, toe sien hy, hoor jy, hulle het nou al 2 keer links gekyk na die boom toe. Ek gaan 'n bietjie by die boom staan. En toe hulle weer daar verbykom en hulle kyk so links, Eva, kom gou hierso. Hoekom eet julle nie van hierdie boom nie? Is dit waar dat God gesê het? Hy sê, ek en jy moet begin kyk na ons bewegings. Ons moet soos 'n gevegter, moet ons gereed wees. Ons moet ons begeerlikhede onder die wil van die Here sit. Ons moet dit onder die beheer van die Here sit. Anders gaan hy vir ons neerslaan keer op keer. Jesus was honger in die woestyn. In sy menswees moes hy natuurlike begeertes na versadiging gehad het aan brood. Die Here Jesus vas vir 40 dae. Onthou, hy was volkome God, maar ook volkome mens. Hy het honger, hy dors, hy wil net 'n bietjie iets hê om hierdie liggaam aan te sterk. Daar is 'n natuurlike begeerte, maar hy moes vas vir 40 dae. En die vyand kom na hom toe, hy sê, is dit ook so? Ag, as hierdie seun van die God is, kan hy vir hierdie klippe sê, word brood. 'n natuurlike begeerte. Maar nou bekom die Here Jesus en hy erken dit en hy ken dit uit waarvan dit kom. Hy erken die begeerte en hy ken dit uit. Hy sê, maar hierdie is nie die wil van God nie. Hierdie is die wil van God. Jy weet die vriende, hy gaan nie op maniere kom versoek. Maar dan moet jy jouself vra, maar is dit die wil van God? Jy moet uitken en erken. En die Here Jesus erken dat dit 'n natuurlike begeerte is, maar hy ken uit dat hierdie nie van God is nie, dit is nie God se wil nie, dit is God se plan nie, dit is die vyand wat wil hê, hy moet op grond van sy godheid homself bewys en die klippe brood maak. Dis nie die manier wat God wou hê dit moet gebeur nie. Hierdie gaan nou oor selfvervulling, dit is nou om 'n begeerte my eie te maak. En die Here Jesus erken dat dit die duiwel is en hy sê, daar staan ook geskrywe, hy quoteer uit Deuteronomium 8 vers 3, daar staan ook geskrywe, mens sal nie lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uitgaan uit die mond van God. Jesus glo ek, het erken dat hy honger gehad het, maar ook die inspirasie uitgeken, wie die versoeking na hom bring, en hy het hom met skrif weerstaan. Ons moet erken dat die versoeking natuurlik is, op natuurlike begeertes gebaseer is, maar deur toe te gee, maak ons dit ons eie vleeslike, hartstogtelike begeertes, en dan verlok dit en bring sonde na vore. Hier kom die gedagte van selfverloning goed te pas. Ek het hier 'n stukkie geskrywe, vuur in die kaggel gee warmte en lig, maar daardie selfde vuur buite beheer vernietig huise, lande, en almal het nou gesien wat daar in Amerika gebeur het. 'n Behoefte aan liefde en intimiteit is God gegewe, maar buite sy orde raak dit 'n verterende sonde. Weet jy vriende, daar is mense wat kyk na goed waarna hulle nie moet kyk nie, want daar's 'n natuurlike begeerte na intimiteit, en daarom is jy getroud en het jy 'n vrou. Maar die oomblik wat dit buite jou vrou verskuiwe, is dit jou eie begeerlikheid en sonde. En die duiwel gaan verskillende dinge gebruik om jy te versoek. Het is 'n natuurlike begeerte om 'n goeie pa te wees, 'n goeie bestuurder te wees, om reg te wees wanneer jy dinge doen, jy wil die regte dinge doen, maar die duiwel kan al hierdie verskillende dinge doen op verskillende vlakke, en hy kan daai begeerlikheid verdraai na jou eie toe. En hy sê, Jakobus sê, ons gesindheid moet een wees van uitken en erken. Ons moet onsself daai vraag vra, wanneer die ding kom, voordat jy doen. Here, is dit evil? Here, is hierdie ding om U te verheerlik, of is hierdie ding om myself te verheerlik? Ek het hier gedink aan 'n persoon wat 'n besigheid begin, 'n konstruksiemaatskappy. Hy het 'n natuurlike begeerte, hy wil graag vir sy gesin voorsien. Hy wil hê sy kindertjies moet skool toe gaan, hulle moet 'n goeie opvoeding hê. Hy wil hê hulle moet veilig woon in 'n area waar hulle nie doodgeskiet gaan word op die pad nie. Hy wil graag suksesvol wees om vir sy kinders te wys hoe 'n mens moet werk om jou eie brood by die sweet van jou aangesig
in te win, dis natuurlik en goed, en hy begin die besigheid, en dit gaan goed, maar hy kom agter, hierdie persoon met wie hy kompeteer, hulle doen dieselfde werk, maar hierdie ou kan dan nou 'n nuwe bakkie elke 3de maand koop. En die duiwel kom en hy sê, maar moet jy nie ook maar 'n nuwe bakkie koop elke 3de maand nie? Hy sien dan sê, aanvanklik was die versoeking natuurlik, maar nou is dit nie meer om te voorsien nie, nou is dit om in leksheid te voorsien. As jy daar is, dan is dit om in uitspattigheid te voorsien. Dis die begeerlikheid wat my eie word, maar nou kom die versoeking. Nou sê die duiwel, maar hoe gaan jy dit reg kry? Gebruik goedkoper materiale. Jok bietjie vir die ontvanger. Hy gaan vir jou een of ander rede gee, een of ander ding wat jy moet begin bedink. Hoe gaan ek nou ook 'n bakkie kry? Natuurlik was daar niks fout met die gesindheid van die persoon nie. Maar nou kom die duiwel en hy sak jou hand net 'n bietjie laag. Goedkoper materiaal. En jy sê goedkoper materiaal. En voor jy jouself weer kry, belieg en bedrieg jy mense. Hy sê jy moet uitken en erken. Dit is 'n daaglikse stryd, vriende. Dit is iets wat jy elke dag moet doen. Here, is ek nog besig met u werk, u koninkryk? 'n Persoon was hier by die gemeente, ek en hy het vir 'n jaar Bybelstudies 12 uur in die gym gehou, daai jare. En hy trek Johannesburg toe op 'n stadium en hy begin goed doen in die besigheid. En ek gesels eendag met hom en dit gaan nie baie goed geestelik nie. Hy sê maar hy het nou een ding geleer. Hy sê as jy vir iets ja sê, sê jy vir iets nee. Hy sê as jy 'n sekere kontrak aanneem, dan moet jy 2 ander nee sê want jy het die tyd. Of jy moet daai 2 ook aanneem en dan moet jy vir jou vrou nee sê vir aandag. En dan moet jy vir jou kinders nee sê vir aandag. My sien ons sê maar dit gaan oor die kinders. Ek wil vir die kinders voorsien, maar ek het nie tyd om met hulle te praat nie want ek is te besig om wêreldse dinge te jaag. Vriende, ons dink sonde is altyd hierdie gruwelike sonde. Weet jy, die sonde wat baie kinders van die Here doodmaak, is materialisme. Dis geld. Dis mooi karre, mooi huise, plase. Dis niks fout om te wil 'n veilige kar hê. Niks fout om in 'n goeie huis te wil bly nie. Niks fout om vir jou kinders te wil kos gee nie. Maar die duiwel kom en hy kom om hierdie dinge te doen. Ek kom my haas na die laaste gedeelte. Ek sien die tyd het ons ingehaal. Hy sê jou gesindheid moet wees sonder blaam. Jy kan nie langer sê ek is maar net 'n mens nie. Ek het ook maar 'n ou begeertetjie nie. Ek wil ook gou ietsie geniet in die lewe nie. Sonder blaam. Maar ten tweede, jy moet uitken en erken. Jy moet sien wat die doel en plan van die vyand is. En die laaste ene is 'n gesindheid van onderwerping en weerstand. Hiervan praat hy nie in hoofstuk 1 nie, hy brei uit en hy praat daaroor in hoofstuk 4. Hy sê wanneer jy die begeerlikheid ontvang het, dan word jy weggesleep en verlok soos 'n vis wat aan aas byt en inkatrol word. En die oomblik wat jy toegee aan die versoeking, dan word dit sonde. Nou vriende, ek moet vanmôre rondom hierdie gedagte ook vir julle sê, die duiwel het 'n dubbelloop hageweer het om Pieter Scholes geskrywe. Die versoeking om vir jou kinders te voorsien is nie die sonde nie. Jy doen die werk. Nou kom versoek hy jou om 'n bietjie oneerlik te raak. As jy dit weerstaan, het jy nie gesondig nie. Sê Here, ek het nie daai kar nodig nie. Ek gaan maar op 'n eerlike manier aangaan. Maar weet jy hoe werk die duiwel? Hy sê maar jy het dit gedink. En weet jy, dis waar die meeste kinders van die Here val. Matty het gesê hy het 'n droom in sy kop gekom. Here, hoe het hierdie gedagte ingekom? En na die 5de keer sê nou gaan ek die gedagte maar doen. Dit wat die duiwel mee spesialiseer, hy plaas 'n gedagte. Maar as jy dit weerstaan, wanneer daai gedagte kom om 'n kort pad te vat, en jy sê Here, die Here het gesê in die sweet van my aangesig sal ek my brood verdien. Dan het jy nie gesondig nie. Maar dit moet ook een wees van onderwerping en weerstand. Adam en Eva het daagliks die boom gesien en geen aandag daaraan gegee nie, maar eers het die vyand hulle bewus gemaak en toe het hulle begin top daaroor en uiteindelik na 'n gesprek met hom het hulle 'n keuse gemaak en daardie keuse was die sonde. Sonde is sonde, versoeking is versoeking. Ek en jy moet bewus wees wat is versoeking, wat is sonde, maar as jy die begeerlikheid ontvang het, moet ek en jy die oomblik wat daai gedagte na jou toe kom, moet ek en jy dit weerstaan. Nou Jakobus skryf in hoofstuk 4 vers 7 hoe ons dit kan doen. Hy sê ontwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle vlug. En weet julle wat vriende, dis presies wat die Here Jesus gedoen het. Hy beweeg daar in die woestyn
Hy het 'n gesindheid van sonder blaam. Hy gaan nie vir God blameer as daar 'n versoeking oor sy pad kom. Nie, daar sou nie sonde oor sy pad kom nie, want hy's die seun van God, maar ek glo hy sou nooit die blaam aan God gegee het nie. En hy beweeg daar en hy het honger en die sonde, die duiwel bring 'n gedagte na hom toe, maar jy het honger, jy kan sê vir die, en hy erken dit is nie van God nie. Hy ken dit uit dat dit 'n natuurlike begeerte is en hy skrywe, hy weerstaan hom, hy onderwerp hom aan God. Hy gaan na die woord van die Here toe. Hy onderwerp hom aan God en hy weerstaan die duiwel. Weet jy, toe hy na die woord toe gaan, toe onderwerp hy hom aan God. Hy sê, is 'n natuurlike begeerte, ek het honger, maar daar staan ook geskrywe. 'n Mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uitgaan uit die mond van God. Hy ontwerp hom aan God, die skrif, en hy weerstaan die duiwel. En Jakobus sê, ons gesindheid moet wees sonder blaam, een waar ons uitken en erken, maar dan een van onderwerping en weerstand. Hoe gaan ek en jy dit stry? Ons moet onsself die vraag vra baie keer as daai versoeking oor jou pad kom. Here, is dit van U af? Here, is dit U wil? Here, ek glo nie so nie. Ek gaan op U wil staan. Ek gaan my onderwerp aan God. Ek gaan U weerstaan. Gee jou wil oor aan hom en weerstaan die vyand en hy sal van jou vlug, skrywe Jakobus. Nou vanmôre wil ek die afsluit by die eerste geleentheid, die ander twee gaan ons praat oor die meer die geestelike stryd van die kant, maar die eerste gedeelte wat ons vanmôre daar gepraat het, is 'n vyand wat jou neerslaan. Die eerste manier wat u nie oorwinnend gaan wees in 'n geveg nie, is wanneer u gereeld neergeslaan word deur sonde. En ek wil vanmôre 'n stapie verder gaan, wanneer u gereeld toelaat dat u neergeslaan word deur sonde. En Paulus sê ons moet ons oefen in die godsaligheid, en Jakobus gee vanmôre vir ons die sak, die slaansak. Hy gee vir ons die mat. Hy gee vir ons die gewigte wat ons nodig het om vir hierdie stryd voor te berei. Hy sê, as jy daai sak slaan, hy sê, laat dit wees sonder blaam. Hy sê, neem vanmôre 'n besluit. Ek gaan nie langer sê ek is maar net 'n mensie. Ek gaan nie langer net sê ek het my honger gehad nie. Ek gaan nie langer sê ek is so gemaak, so gelaat staan nie. Hy sê ten tweede, begin 'n lewe van uitken en erken. Gaan deur die lewe waaksaam. Die Here Jesus sê dit gereeld, waak en bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Met ander woorde, ek en jy moet gereed wees. Ek gaan nie my hande laat sak nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie ou my lees nie. As hy die jab gee, dan gaan ek hierdie kant toe beweeg. As hy weer die jab gee, gaan ek hierdie kant toe beweeg. Hy gaan nie 'n kans kry om my te lees nie. Ek gaan my onderwerp aan God by elke geleentheid. En ek gaan hom weerstaan by elke geleentheid. Ek gaan seker maak ek is fiks vir hierdie geleentheid. Maar nou kom ons vanmôre by die einde van die diens. En ons kan nie anders as om die vraag te vra nie, waar is u in hierdie geestelike stryd? Die grootste geestelike stryd, die grootste stryd van jou lewe, waar is u vanmôre? As ek vanmôre kon onkom, ek wens ek het die tyd gehad by elke persoon en sê, hoe lyk jou oorwinnende lewe? Hoe lyk jou oorwinnende lewe? Hoe lyk jou oorwinnende lewe? Wat se ronde dink jy is hy? Kan nie vanmôre sê dat jy is oorwinnend? Dalk is die volgende boodskap die boodskap. Maar dalk sit jy vanmôre hier sê, Henk, ek het die Here so lief. En ek wil so graag vir die Here lewe. Maar my verhouding is nie reg met my mense nie. Ernstig is my liefde vir my vrou doodgemaak. Ernstig is my liefde vir my man doodgemaak. My liefde vir getuienis is doodgemaak. My liefde vir geestelike byeenkomste is doodgemaak. Ek kom nog van, wat gaan die mense sê as ek nie hier is nie? My Here, sonde het my gevang. Sonde van meer wil hê, miskien gruwelike sonde, ek weet nie. Maar vanmôre kom die Here Jesus en hy gee vir jou geleentheid. Hy skryf vir ons hierdie dinge in 1 Johannes hoofstuk 2. Hierdie dinge het ek aan julle geskryf dat julle nie moet sondig nie. Maar as jy gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. Hy sê, weet jy, toe ek daar op die kruis van Golgotha sterf, toe was dit nie net vir verlore sondaars nie, toe was dit vir geredde sondaars ook. 'n Kind van die Here wat tot vandag toe nog nie 'n besluit kan maak nie. Ons gaan by die laaste diens by dit aankom. Maar hy kan nog nie oor daai ding gekom het om te sê, maar ek is nie net 'n mens nie, ek is God se kind.
Sal jy nie vanmôre na die Here toe kom en net vir die Here vra om vir jou opnuut te vergewe, te reinig nie? Sal jy nie vanmôre na die Here toe kom en sê, Here, as ek hierdie stryd verloor, gaan dit nie wees oor 'n vyand aan daai kant wat my neerslaan nie. Ons gaan 'n bietjie praat oor opgee, 'n bietjie later, en ons gaan praat oor vernuf, die taktiek, jou laaste. Maar u sit vanmôre, u sê, dit gaan nie, vir my is, ek word neergeslaan. Ek wil vanmôre reageer. Sal u? Amen, kom ons bid saam. Voordat ek vanmôre die diens afsluit, wil ek tog vanmôre 'n uitnodiging rig. As dit 'n kind van die Here vanmôre, u is vuisfoos. U is al 2 keer elke ronde neergeslaan vir die laaste 10 gevegte. En u weet nie hoeveel gevegte u nog so kan aanhou nie. Is nie lekker nie. Elke keer as dit gebeur is, en trane, hy vra vergifnis, maar hy wil vanmôre verlossing. Ek wil tog vir u bid. Is daar so 'n persoon wat vanmôre sê, bid vir my? Ek wil vir u bid. Wil jy nie hand opsteek, ek wil graag vir u bid. Is daar so 'n persoon wat vanmôre sê, bid vir my, en ek het toegelaat dat sonde my liefde steel? Nog 'n geleentheid, dankie, ek sien daar die hand. Ons kan eerlik wees, vriende, hierdie is 'n moeilike een, dankie, ek sien daar die hand. Dit is 'n moeilike ding, want ek moet erken, ek het sonde toegelaat, ek sien daai hand, dankie. Nog iemand, dankie, nog iemand, dankie. Moenie skaam wees nie, vriende. Vanmôre is daar mense wat vir u wil bid. Gee jy nog een laaste geleentheid, 'n persoon wat sê, ek het toegelaat dat sonde my as kind van die Here weer vang. Ek wil vir u ook bid. Nog een geleentheid. Dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons nou vanmôre vir mekaar kan bid. Vir u kan sê dankie vir daai wonderlike woorde in die woord van die Here. Hierdie dinge het ek geskrywe dat julle nie moet sondig nie, maar as julle gesondig het, julle het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. En Here, u weet, daar's van u kinders vanmôre hier wat al baie geslaan is, neergeslaan is. Ag Here, die verwoesting lê in die huise en by die werksplekke. Maar Here, daar is vanmôre verlossing, en ek wil vir u sê baie dankie daarvoor. En ek wil bid vir elke hand wat gereageer het, ook hulle wat nie vrymoedigheid gehad het nie. Here, dat u by hierdie geleentheid vir hulle sal kom vergifnis gee, vir hulle die genade sal gee om met die reg te maak, Here, en dat u hulle oorwinning sal maak vir Christus. Dankie Here dat ek kan bid vir elke ander persoon ook hier, dat u vir ons sal help in die ander gedeeltes en die res van hierdie naweek in kamp, dat Here hierdie naweek in kamp net sal wees vir mekaar te sien en hallo te sê nie, maar Here, dat dit sal wees om vir ons krag te gee, sodat ons terug gaan Bloemfontein toe, terug gaan Boksburg toe, terug gaan Pretoria toe, terug gaan na die plekke waar ons is. Here, dat ons 'n verskil kan gemaak vir die koninkryk in hierdie laat uur. Baie dankie daarvoor. Ons eer U, ons aanbid U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen.